verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeie naand, ek groet u in die wonderlike naam van Koning Jesus op hierdie Sondag aand hier op Kruiskyk. En soos altyd 'n voorreg vir my, Desiree, om met jou te kan gesels hier op Kruiskyk. En ek weet sommer dat vanaand het die Here vir ons iets besonders weer eens in stoor, want sy woord is net so besonders en altyd wonderlik om te weet dat die woord van die Here kom en hy leer ons en hy stig ons en natuurlik vermaan die woord van die Here ons ook. Ons moet nooit uit die oog verloor dat dit nie altyd net, ek wil sê, opbouend is in die sin van feel good nie. Partykeer word ons 'n bietjie getigtig en dan is dit ten goeie vir jou siel en vir my siel om eendag te kan gaan inwoon by die koning van alle konings. Nou, ons weet verseker dat ons leef in die laaste dae en as jy dit nou nog nie gehoor het, ek wil sê tot oorlopends toe nie, dan gaan jy dit vanaand nou weer eens hoor, want dit is die tyd waarin ek en jy lewe, die laaste dae. En ek wil vir jou vanaand kom lees, hier uit 2 Timoteus 3 uit, vanaf vers 1 het so 'n paar verse. Nou die opskrif daar sê, die verskriklike verdorwenheid van die laaste dae. Dis nie net sommer enige verdorwenheid nie, dis verskriklike verdorwenheid van die laaste dae. Hy sê maar weet dit. So met ander woorde, ek en jy moet vanaand weet, dat in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ek wil hê jy moet luister wat sê hy sê meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hy sê nie dat jy glad nie 'n liefhebber van God is nie, maar hy sê jy hou meer van die dinge van die wêreld as van die Here. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. As ek kan terugkeer net hier na die opskrif van hierdie gedeelte, waar hy sê van die verskriklike verdorwenheid in die laaste dae, van die laaste dae. Mense, as jy dit nie weet nie, weet dit vanaand. Ons lewe in die laaste dae. My man het 'n tyd gelede gepraat oor die uurglas en daardie stoffie wat so opgeskiet het. Dit is die tyd waarin ons lewe. Dit is asof die sand al deurgeloop het. Dit is net daai laaste stof wat nog opgaan. Ons lewe absoluut in genade tyd. Nou as ek kyk na die verdorwenheid, ek wil vir jou sê, dit is vir my 'n betekenis van 'n sielebederf. Nou wat is 'n sielebederf? Ek wil sommer net pleinweg vanaand met jou praat, daar waar jy in jou sitkamer of in jou slaapkamer is. Ek wil vir jou sê, in my oë is dit iets wat afgegaan het. Dis iets wat mif geword het. En ek en jy weet dat wanneer ons brood in die broodblik is en hy word mif, dan gooi ons dit buite vir die voeltjies of ons gooi dit in die drom. Ons eet dit nie sommer nie, nê? Nou, dit is wat die woord van die Here hiervan praat. En ek het nou vir jou 'n hele lys van goed gegee
En dit is goed waaraan ek en jy onsself mee kan ondersoek. Jy weet, hou op om die vinger te wys na die volgende een, ja, maar kyk wat doen daai een, en kyk wat doen daai een. As daar ooit 'n tyd was waarin ek en jy lewe, kind van God, is dit hierdie tyd waarin ek en jy sal moet selfondersoek doen. Ek en jy moet ophou kyk na wat ander mense verkeerd doen, ander mense aanvat, ander mense sleg sê op die internet, op Facebook, op WhatsApp of wherever, en kom ons gaan doen 'n bietjie selfondersoek. Die woord van die Here sê, dat ek moet die balk uit my eie oog uithaal. Ek en jy moet vanaand besef, dat eendag, wanneer die koning van alle konings kom, en ons voor hom gaan staan, dan gaan ek nie staan met medebroers en susters nie, maar ek gaan voor die Here alleen staan. Ek gaan naak voor die Here wees, en ek gaan moet verantwoording doen, vir my eie leefstyl, vir my eie spraak, vir dit wat ek gedink het, alles wat ek nie voor die Here bely het nie, gaan ek eendag voor die Here voor moet staan, en ek moet gaan verantwoording gee vir die koning van alle konings. Maar ek en jy het nou nog die kans en die geleentheid om ons saak reg te maak met die Here. En jy weet dit, maar ek wil hê jy moet dit weer hoor vanaand, want hy is genadig en hy is 'n God van liefde, maar hy gaan terugkom en hy gaan die God van wraak wees, want Jesus sê, gee nou vir jou en my die geleentheid in hierdie oomblik. Hy sê, vandag as julle my stem hoor, verhard nie julle harte nie. Dis iets sielebederf, iets wat mif geword het, iets wat besig is om af te gaan, iets wat besig is om vrot te word. Die woord van die Here sê dat aan hulle vrugte sal julle hulle ken. As daar ooit 'n tyd is waarin ek en jy sal moet streef na heiligmaking, is dit nou. Sal ons moet besef, Here help my, dat ek die vrugte sal dra, wat by die bekering pas. Kom aan, die mombakkie is mos af, die spieël is nou voor my en die spieël is voor jou vanaand. Ek praat van myself vanaand. Jy gaan vir jouself hierdie woord op jouself toepas vanaand. Hoe lyk jou lewe? As jy in die spieël kyk, lyk alles vir jou mos nou honkie-dorie hier aan die buitekant. Jy's gedres vir sukses, jy lyk goed, jy kyk na jou liggaam, jy dieet, jy salk in die gym, en jy doen al hierdie goed en detoxes en alles. Maar hoe lyk dit aan die binnekant? Daar waar ek en jy nie sien nie, daar waar mense nie sien nie, want ons is goed daarin om 'n front voor te hou, maar ek wil vir jou sê, daar is niks verborge vir die oë van die Allerhoogste nie. Hy ken jou sit, hy ken jou opstaan, en hy ken van ver jou gedagtes, sê die woord van die Here. Ek en jy moet besef dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons siele. Mense, ek wil nie die hemel mis nie. Ek weet nie, in hierdie laaste tyd waarin ons lewe, in hierdie laaste dae, alles wat op die media was oor die wegraping, het ek net al hoe meer gesê, Here help my, dat ek die hemel nie sal mis nie. Ons moet die Here elke oomblik van elke dag, moet ek en jy die Here verwag. Hy kom op 'n tyd en 'n uur, sê die woord van God, wat ons dit nie verwag nie. En as hy sê, wat ons dit nie verwag nie, dan sê dit vir my, dat ons gaan dalk besig wees met die tydelike dinge. Ons gaan dalk besig wees dalk nog om iets te kyk wat ons nie moet kyk nie, of oor iets te gesels wat nie in 'n kind van God se lewe behoort te wees nie. Dan gaan daai bassein blaas en die Here gaan ons kom wegruk van hierdie aarde af. In die spieël lyk alles vir jou goed en wel, maar as ons vanaand kan sê, come Holy Spirit, search me, Heilige Gees, wys my, maak oop, bring na die oppervlakte toe. Ek bid dit baie, ek sê, Heilige Gees, bring na die oppervlakte toe. Goed wat ek dalk al van vergeet het, goed wat ek dink is okay, goed wat ek mee saamleef, en ek het dit net onderdruk, en ek het dit net toegemaak, my gewete gesis. Mense, maak seker dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe, want as ons kyk na hierdie verskriklike lys van goed, die liefhebbers van hulle self, geldgieriges, as daar ooit 'n tyd is wat mense na geld jag, is dit die tyd waarin ek en jy lewe. Hierdie geld kan jou siel nie loskoop van die ewige verderf nie. Dit kan nie vir jou 'n plek koop in die hemel nie. Ja, it takes money to operate. Ek sê nie ons mag nie geld hê nie, but it is the root of all evil.
Ons moenie geldaanhangers wees nie. Groot praters. Ek luister baie keer hoe spog selfs predikers. Hoe praat hulle groot van wat ek vermag het en wat ek gedoen het. Nee, broers en susters, wat God gedoen het, miskien in jou bediening, deur jou bediening, maar dit was nog nooit ek en jy nie. Dit was nog altyd oor die koning van alle konings, halleluja. Trotsaards mense wat hoogmoedig is, as daar iets is wat uit die hemel uitgegooi is, dan is dit hoogmoed en trots. Bid dat die Here jou sal bewaar van daardie gesindheid. Lasteraars, kyk hoe word kinders van die Here belaster. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Gaan kyk maar op die internet. Hoe tree kinders in skole op teenoor groot mense, teenoor onderwysers, ongeskik hulle tik in hulle, stoot hulle, spoeg op hulle, vloek hulle, skel hulle. As hulle so by die skool is, wonder ek hoe gaan dit by hulle huis? Ongehoorsaam aan hulle ouers, want ons leef in 'n tyd waar die ouers nou gehoorsaam raak aan die kinders. En jy vat nie meer daardie posisie in jou huishouding om te sê, luister, hierdie is my huis, hierdie is onder my dak. Papa, jy moet gesag uitoefen in jou huis. En die paas wat in hulle huise is, julle moet sorg dat julle vroue en kinders inkom vir Jesus. Julle moet die voorbeeld stel, papa. Vat jou kinders elke dag en hou saam met hulle godsdiens, maar gee ook vir hulle iets om na op te kyk. Stel jy die voorbeeld. Kwaadsprekers, jy weet daardie skindertonge. Hoeveel keer word daar nie kwaad gepraat nie? En hoeveel keer praat ek en jy nie kwaad van iemand nie, want ons is vies en dan sê ons iets. Die woord van die Here sê, dit is deel van die verdorwenheid, hierdie sielebederf in die laaste dae, bandeloos, wreed. Kyk die wreedheid op die plaasmoorde, wreed, sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Jy het so baie tyd om te spandeer aan die wêreldse dinge, op jou Facebook page, op TikTok, op, man noem dit wat dit wil, sosiale platform, jy is so besig op sosiale platform en die vyand hou jou daarmee besig. Kom ons sê bietjie eina vanaand. Dis waarmee die vyand die kinders van God besig hou in hierdie tyd, terwyl ek en jy veronderstel is om die tyd uit te koop en te sit by die voete van Jesus. Hy's al een wat jou en my siel kan kom haal en by hom kan laat inwoon. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Daardie geestelike vermoë wat die Here deur sy gees in jou en my ingeplaas het. Iewers, kind van God, het dit stil geword in jou lewe. Daar het 'n mufheid ingetree. Daar is besig om 'n vrotheid in te kom, want daar's ander goed in jou lewe en in my lewe wat daar nie behoort te wees nie. En hierdie sielebederf kom in. Jy gaan nog kerk toe, jy bid nog, jy lees jou Bybel, jy dink jy's okay. Ons kan nie 2 rye spore loop nie. Ons het nodig om die kragsalwing van die Heilige Gees in ons lewens te hê. En dan kom die woord van die Here en hy sê, keer jou van hierdie mense af. Ek dink as ons na hierdie stukkie kyk, dan gaan ons met niemand iets te doen mag hê nie. Want ons almal het iets wat ons aan moet werk. Ek is so dankbaar dat ons 'n God van genade dien. Dat ons 'n God van liefde dien, want hy kom in sy woord hier in Openbaring 2:4-5 en julle ken dit, hy sê, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Nou kom hy en hy sê dit. Hierdie sielebederf het ingetree. Jy hou nou meer van die dinge van hierdie wêreld en die tydelike dinge, die tyd wat jy daaraan spandeer, sê vir my, jy's liewer vir dit as vir my, sê die Here eintlik. Nou kom hy so mooi. Hy sê, maar onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Hy sê, anders kom ek gou na jou en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Koningskind, jy wat luister vanaand,
Die Here gee vir ons 'n geleentheid, 'n opportunity vanaand. Hy sê kies hierdie lewe vanaand wat ek vir jou voorhou, sodat jy die lewe kan beerwe in die Here. Kom ons maak seker in ons eie lewens, terwyl ons in 'n spieël kyk, sê Here, ek sien nou wat voor oë is. Maar come Holy Spirit, I need thee. Heilige Gees, kom ondersoek my. Kom help my, bring na die oppervlakte wat nie reg is nie. Here, dit wat tussen U en my staan, wys my. Here, dat ek kan klaar kry daarmee. Here, help my, soos wat U woord sê, om volmaak te wees, soos wat U woord sê, wees dan volmaak, Matteus 5:48, soos wat julle Vader in die hemele volmaak is. Ons is nie volmaak nie, maar ons kan streef om volmaak te wees. En met die hulp van die Here, en met die krag van die Heilige Gees, kan ek en jy dit bereik in hom. As jy dink aan oorspel in 'n huwelik, en ons almal kan sê hoe verskriklik dit is, en vinger wys, maar elke keer as ek en jy wat gesê het, ons het die Here aangeneem, ons is deur die bad van die wedergeboorte, ons het Jesus aangeneem, ons sê soos sy kinders, elke keer wat ek en jy dinge doen wat hom nie behaag nie, pleeg ons oorspel. Ons pleeg geestelike oorspel. Nou vra ek jou vanaand, kind van God, hoe lyk jou hart aan die binnekant? Hoe lyk dit wat mense nie kan sien nie, dit wat jy en God van bewus is? Hoe lyk dit hier aan die binnekant? Ek wil sluit met hierdie gedeelte. Susanna Wesley, Charles Wesley se vrou, het gesê, sy sê, my geval herinner nogal baie aan die van die kerk van Efese. Ek het nie gewoeker met die talente wat aan my sorg toevertrou is nie, en het my eerste liefde verloor. Maar ek wanhoop nie. Ek sal ook nie wanhoop nie, want toe ek in my tragiese afvalligheid byna sonder hoop was, toe ek God vergeet het, het ek ontdek dat hy my nie vergeet het nie. Is jy nie vanaand bly teenoor die lewende God van ons, die koning van alle konings, die Here van die leerskare, dat toe jy op jou laagste was, toe is die Here nog steeds daar vir jou en my. Toe dit vir ons gevoel het, ons kan niks verder beteken nie, toe kom hy met sy reddende regterhand en hy sê, onthou net van waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou. Kind van God, bekeer jou vanaand opnuut tot die Here. En hy sê, hy sal jou red. Hy sal jou was witter dan die sneeu. Hy sal jou sondes wegwas. Hy sal jou vergewe, want hy's 'n genadige God en hy wil nie hê dat ek of jy ooit die hemel sal mis nie. Terwyl ons luister hier vanaand, het ek en jy 'n kans. En ek weet nie van jou nie, maar ek gryp dit vanaand aan met alles wat in my is. Ek wil sê, Here, hier is ek. En as jy vanaand voel soos ek, steek jou hand op net daar in jou sitkamer. Jy en die Here weet, jy steek jou hand op. En ek bid in liefde saam met jou. Here, baie dankie, dat ons wie vanaand ons hande opsteek, hierdie geleentheid aangryp, Here, want ons besef, ek het 'n lys goed gelees, Here, van die verdorwenheid van die laaste dae, en daar iewers in daai lys, Here, sien ek staan ek skuldig vanaand. Here, ek wil vanaand bid vir myself, en vir elke een wat vanaand graag hierdie gebed hulle eie wil maak. Here, ons wil U vra om ons genadig te wees. Here, ek wil U vra om ons sondes weg te was, om ons vanaand te was witter dan die sneeu, ons te reinig, Here, ons te heilig en ons te vergewe, en ons name te skryf in die boek van die lewe. Here, ons wil nie agterbly nie. Here, ons wil saamgaan wanneer U kom om ons te kom haal. En vanaand sê ons vir U dankie. Dankie, Here,
dat U by ons is vanaand, 'n held wat verlossing skenk. Here, ek eer U, U is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Ek loof U, ek prys U vir genade, so onbeskryflik groot. Dankie vir elkeen wat vanaand opnuut, Here, 'n oorgawe aan U maak. Ek eer U vir elke siel wat inkom. Daar is blydskap in die hemel vanaand oor elke siel wat opnuut na U toe kom vanaand. En ek dank U daarvoor, Here. Baie dankie. Amen. Mag die Here vanaand vir jou ryklik seën. Weet dit dat Hy is trots op jou en Hy is trots op my, dat ons vanaand opnuut 'n oorgawe gemaak het. En sê die Here, dankie. Dankie dat U so lief is vir ons, dat ons hierdie kans vanaand kon benut. Mag die Here vir jou seën tot 'n volgende keer.